Jesus is die Heer. Jesus is die Heer. Jesus is die Heer. Hy is die koning van my hart. Jesus is die Heer. Ja, Jesus is die Heer. Jesus is die Heer. Hy is die koning van my hart. Halleluja. Halleluja. Jesus is die Heer. Koning van my hart. Sorry vir daai en my musiek haak een of ander manier raak hy vas. So kom ek speel vir ons gou aan 'n ander song. Terwyl ons nog so 'n bietjie kans gee vir die mense om in te skakel. God by my side. Hallelujah. I know my shepherd gives me peace. The Lord is by my side. For every day He walks with me. The Lord is by my side. The Lord is by my side. Forever by my side. His joy, His strength, His peace is mine. The Lord is by my side. I know my
prys die Here, dit is nou nie die klank wat dakkerig is nie. Op een of ander manier is die musiek, ek het nou die vorige song uitgestop, hy het dakkerig begin, en nou hierdie net nou so op die einde ook dakkerig, so dis nie netwerk nie, dis die song, so ek weet nou nie wat fout is, maar ek gaan nie laat die duiwel my beroof nie, so, hy wil my vreugde steel, en ek gaan dit nie toelaat nie. Here Abba Vader, U wat in die hemel is, laat U naam geheilig word en verheerlik word, U wat hoog en verhewe is, U wat groot is, en dat U die Almagtige is vir ewig en vir altyd. Nou staan ek hier voor U troon van genade, U groot onbeskryflike genade en liefde. Ons kan nou net sê, Vader, deur U seun wat Jesus genoem word, kan ons na U toe kom. Here Vader, en daarom kom ek vandag en ek plaas elke man, elke vrou, elke kind vandag by U voete neer, wat ingeskakel is op hierdie Kom Saam program. Here, ek vra U, want U is die Here God Almagtig. Wees ons genadig, red ons siele, sodat ons nie verlore gaan nie, asseblief Here. Help ons ook in ons swakheid, versterk ons, bewaar ons, hou ons trou, trek selfs ons nog nader na U toe, Here Abba Vader, want by U is alle dinge moontlik. Net U kan dit doen, want U alleen is God. Here, word vanaand verheerlik deur ons program van Kom Saam, jy moet dit hoor. Here, dit is my getuienis, laat dit sal wees tot eer en verheerliking van U heilige naam, in Jesus naam. En ons sê amen, en amen, en amen. Dankie Louisa, ek sien nie, jy sê die klank is reg. Hallo Shirley, goed en jy? Kom ek speel net nog een song terwyl ons wag vir mense om in te skakel. En dan gaan ek begin getuig. Ja, prys die Here man, dis lekker. Kom ons hoor hierdie een. Prys die naam van die Here. As die wind in die golwe kom waar, hoor ek. Ok, ek gaan hom net daar stop, ek gaan hom net weer oopmaak, ek hoor hy ook. Prys die Here, die wyk Satan in Jesus naam. Ok, hy Jakob. So ja, prys die naam van die Here. Laat alles haak vanaand, maar die program sal nie haak nie, want ons sal bly die Here loop. Ek sal getuig en ek sal die Here loop. Ek sal die lof aan die Here bring, ek sal die eer aan hom gee, want aan hom kom toe al die lof, al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. So prys die naam van die Here. Kom ek probeer weer. Dankie. Ja, maar die musiek haak, ek hoor hom op die speaker, hy haak op die speaker, dit is nie op die internet nie, is op die speaker, is op die klank self hierdie kant. So, en dit vang vir my. So, kom ons probeer weer. As die wind in die golwe kom waar, hoor ek die naam. Laat hy prys die Here. Op die rots van die woord staan my huis, as die brandes kom slaan. Ja, Here. Amen. My skip sal bly seil in die wind, as alles om my vergaan. Prys die naam van die Here. Want die woord is 'n lamp vir my arm, en die lig laat my staan. Prys die Here. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het 'n kop en my lippe sal sing tot U eer. Prys die naam van die Here. Die grootheid en majesteit skyn in die. Ek gaan net daar so stop, die musiek haak.
op een of ander manier raak die rekenaar. Want dit pla my en dit sit my af. Want ek moet getuig vanaand, dit is nie die internet nie, is my komputer. So somehow is daar nie so iets lekker. Maar kom ons begin dan getuig. Ek het laasweek getuig waar die kerk ons gebel het en die pastore afspraak gemaak het en hy het die selleier kom voorstel. Eers het hulle vir ons kos gegee en toe daarna, hallo Kotie, goed en jy. En dag daarna toe het hy nou gekom om die selleier aan ons voor te stel. So ons het die Here geloof en prys en geëer en verheerlik. Ons kon net op God se goedheid en guns staat maak. Ons kon net op sy woord bly staan. En ons het nie geweet wat, as ek sê ons, praat ek nou vir my en Annetjie op daai tyd, ons het nou nie geweet, wat is die plan, wat gaan die Here doen, hoe gaan hy dit doen en alles nie. Die Here het nie detail vir ons gegee nie, hy het net vir ons gesê, hy gaan daai gemeente gebruik om ons te seën. So nou ja, ons het maar, ek het vrede gemaak oor hy pastoor wat my so sleg behandel het, ek het kalmte mag gekry in my hart, die Here het my gehelp en ek het dit vergewe, so nou het ek aanbeweeg. Nou wat nou gebeur is, nou nadat die pastoor al nou uit is en goed, het ons nou gaan bid en ons het gepraat met die Here en so, en daai aand rustig gaan slaap en die volgende oggend staan ek op en terwyl ek besig is om klaar te maak, bring Annetjie vir my die selfoon en ek het nie gereageer op die oproep wat ingekom het nie. Dit was, sy druk op my hand en sy sê vir my, daar is iemand wat met my wil praat en ek sê toe hallo en aan die ander kant is 'n vroue stem en wat ek nie ken nie, eerste plek. Tweede plek, ek weet nie wie dit is, waarop vandaan kom. Sy het haar naam gegee, maar die naam registreer nie by my dat ek haar ken nie of van haar weet of iets nie. En so ja, vir my is dit vreemd en sy het my gesê, sy's van wat daai tyd was dit X met 'n dot. Dis 'n afleweringsmaatskappy. But anyway, hulle soek my adres. En ek dink okay, baie mense deur die loop van die dag vra vir my wat's my telefoonnommer. Hulle wil graag met my in aanraking bly. Hulle wil graag terugkom na my toe as hulle down is of as hulle gebed nodig het. Baie mense vra vir my wat is my telefoonnommer en hulle hou dit. So ek gee my telefoonnommer, maar die een het my telefoonnommer gehad, maar sy het my adres gehad en nou vra sy vir my wat's my adres. Maar ek huiwer ook nie. Ek nog voordat ek kan dink, gee ek dit vir haar en toe ek het klaar vir haar gegee het met alles en toe sê sy okay, bye en that's it. En ek het my nie veel gesteer aan die oproep nie, dit het my nie geplan nie. Nou wat nou gebeur is, ek het eintlik nou begin vergeet van die oproep. En nou, elke Dinsdag aand kom die selleier en hy kom met sy vrou en hy tel my en vir Annetjie op, want ons moet nou begin in die sel, onthou die Here het gesê, ek moet saam met hulle beweeg. So, as hulle wil hê ek moet na 'n selgroep toe gaan, moet ek saam met hulle beweeg. En ons beweeg so saam met hulle en hulle kom haal ons elke Dinsdag aand en dan bring hulle ons terug na die selgroep. En ja, en seker so vir 2 maande aangegaan of 'n maand en 'n half. En een aand, nadat ons die selbyeenkoms gehad het, die mense by wie ons die sel hou, is nou nie die selleier se huis nie, dis ook iemand wat 'n selleier is, maar is nie my sel, dis nie ons selleier nie, so dis nie die ou wat ons kom haal het nie, dit is
Hy leer of so iets. Maar okay, dit worry ek my nie oor, maar dit is sy huis. Sy vrou maak vir ons almal koffie en ons sit en drink koffie en ons gesels net so 'n paar minute met elkeen en hoor net hoe gaan dit met elkeen. Maar ek en Annetjie kyk maar net die storie so uit want ons verstaan nou nie. Die Here het gesê ons moet saam met hulle beweeg. En in hierdie oomblik, terwyl ons by die tafel staan om koffie te skink, kom 'n man na my toe aangestap. Nou in die selgroep het hy so 'n paar banke van my afgesit. Hy is nie getroud gewees nie. Hy was alleen lopende man en hy vra vir my, wat doen ek? So en ek begin met hom te vertel voor almal dat ek werk vir die Here en dat die Here eintlik my baas is en wat die Here my en hoe die Here my gebruik elke dag op die pad om mense na die koninkryk van die Here toe te lei en hoe die Gees my lei met hierdie mense. So almal se monde hang oop oor dat die Here my so gebruik want almal bly ewe skielik stil, almal se oë is op my. Ek is die middelpunt van alles. Hallo Isabel, goed en jy? En ewe skielik kan ek voel almal se aandag is op my en almal luister nou. En so het ek hom vertel, maar ek kon hom nie alles vertel nie, want dit wat gebeur in die dag is te groot. Nou, op die einde van die aand het hulle afgesluit in gebed en ons is terug huis toe. En die volgende Dinsdag aand is ons weer by mekaar en die sel het te begin en als het goed gaan na die tyd, gaan ons nou weer koffie drink en dis nou hierso wat hier nou iets gebeur het. En die man kom verder en hy vra vir my asseblief ek moet vir hom meer vertel wat ek doen op die straat. En ek vertel vir hom, vertel vir hom presies in detail nou. En jy weet, almal kyk nou, ek verstaan nie, hoekom die man my nou vra vir 'n tweede keer nie. Maar ek hou daarvan om te getuig oor die dinge van die Here, oor dit wat ek doen op die straat, hoe ek bid vir die mense, hoe ek hulle lei na die kruis toe, en selfs wanneer hulle siek is, laat die Here deurkom. En min het ek geweet, daar's 'n plan. En ek het nie die plan raak gesien nie, die Here het my nie die plan gegee nie. So nou wat nou gaan gebeur is, okay. En die man begin nou vir my nou baie uitvra. En ek sal nie sê ek raak ongemaklik nie. Dit plaas my net in 'n moeilike posisie om te weet, ek moet hom nou antwoord, maar nou begin ek baie getuig en dit lyk of ek nou elke gesprek oorvat in die hele, so dis nou die tweede antwoord dit gebeur en ek voel ongemaklik. En toe ek nou besef, luister, ek begin nou ongemaklik raak oor dat ek die hele tyd oor die Here praat, ek borrel oor die Here, my hart gaan uit na die Here toe. Ek kan nie oor ander dinge praat nie. Ek ken niks anderste as die Here Jesus Christus self nie. En ek raak op daai oomblik stil. En daai man wat my nou so uitgevra het, staan op. Nou ek het nie geweet wat sy agenda is nie, wat sy plan is, hoekom hy dit vra nie. En hier voor almal kom hierdie man nou. En hy sê vir ons, luister hierso. Onthou, 'n rukkie terug het ek gesê, ek en Annetjie het begin bid. En ons het spesifiek vir die Here iets gebid. En hier voor almal, sonder dat ek dit genoem het,
sê hy vir ons, hy wil ons seën met 'n karretjie. Kyk, ons het gebid al reeds 'n paar weke terug vir 'n karretjie, vir die 'n ryding. En hy sê hy het 'n Mazda 323, dit is een van hierdie Ford Laser karretjies, wat nog baie mooi lyk en goed lyk en alles, en hy voel, hy wil my en Annetjie seën. Luister nou wat ek vir jou sê. Hy wil my en Annetjie seën met die kar. Die kar is 'n ouerige kar, maar hy's in 'n goeie kondisie. En hy sê ook, hy sal die volgende oggend kom, en dan sal hy my kom optel, dan kan ek die kar huis toe bring. So, ja, dit was die eerste keer in my lewe wat so iets met my gebeur. Die eerste keer wat ek sien, laat ek voel, kom ek stel dit so, laat ek voel my gebed word beantwoord. Laat ek voel die Here het nou 'n plan, en laat ek voel die Here sien ons raak. En op daai moment begin ek hier binne my hart, begin ek oorborrel, uit vreugde uit dankbaarheid. Ek kan nie genoeg hier binne my hart sê, dankie Here Jesus nie. Ek kan nie genoeg in my hart hier binne my, voor almal net sê, dankie Here. Ek moet myself in toom hou, maar ek borrel so. Want hier wil hierdie man ons seën met 'n kar, en ek het al klaar gevoel, ek neem die selgroep hoor. Hallo Rosa. En nou ewe skielik, wil ek vir die Here sê dankie, maar ek weet nie of hulle nou op dieselfde pages as ek nie, as hulle op dieselfde blad is as ek nie. Ek is hier sky high, hulle is hier heel onder. So, mense het nie drugs nodig nie, jy het net Jesus se gees nodig, en Jesus nodig, en die Vader nodig, en jy sky high. Nou ja, ek was sky high. Ek was verby daai oomblik, en hier binne my, ek weet nie of ek moet bly wees, ek weet nie of ek moet huil nie, ek weet nie wat om te doen, ek voel op daai moment so de mekaar. Wat die Here ons geseën, onthou die Here se woorde was gewees toe hy, nadat die pastoor my so seer gemaak het, dat hy daai gemeente gaan gebruik om my en van Annetjie te seën. So, okay, nou moet ons baie sê, nou weet ek nie of ek moet baie sê, moet ek hulle druk, wat moet ek doen nie, want ek is so de mekaar, ek is sky high, en ek het net soveel dankbaarheid in my hart teenoor die Here. Jong, en op die eind is ons daar weg, en in die kar kon ek nie eers met die selleier of niemand praat, ek weet nie of hy my vrae gevra het, of ek hom nie gehoor het, of iets nie, maar ek weet, ek was net stil gewees, was dit my gedagtes in die Here gewees. By die huis het ek net gekom, ek het ingestap, en ek is dadelik kamer toe, en Annetjie het gevolg, en sy weet as ek dit doen, dan, wat ons nou gaan doen is, nou gaan ons die kamerdeur toemaak, en ons gaan vir die Here sê dankie, en 'n mens kan nie genoeg dankbaarheid, in sulke oomblikke, teenoor die Here, uitbeeld nie, of, te voel of jou dankbaarheid, te min is, hopeloos te min is, oor God se grootheid, se magtigheid, dit wat hy doen, en jy weet, dit voel baie keer of ons dankies net te min is. En hier die Here, na 'n paar maande, die Here nou vir ons hierdie kar gegee, en ons skryf nou die volgende dag, maar ons begin al die Here daai aand loof en prys en eer en verheerlik in hierdie gebed. Daar kan ek dankie sê, daar kan ek opspring, daar kan ek jubel, daar kan ek juig, ek kan dans voor die oë van die Here, ek kan, soos ek sê, en ek kon net aangaan, en dit was net lekker gewees in 'n oomblik
om te weet die Here het geantwoord. En daar's soveel nadat ek alles verloor het en die Here my gered het. En nadat ek in training was, nadat die Here my vir 7 dae laat bid het, was hierdie een van ook 'n hoogtepunt in my lewe gewees, waar die Here ons eerste kar vir ons gegee het. En yes, nou wat gebeur het is nou die volgende oggend kry ek nou die oproep van hierdie ou af en hy sê vir my, luister hierso, ek sê jou 11 uur kom optel. Ek sê nee, is reg, maar ek is toe nou nie uit na die straat toe nie, maar die Here wys my ek moet by die huis wag. So by die huis te wag, gaan ek nou nie op 'n hoopie sit en wag nie. Ons gaan Bybel lees en ons gaan bid totdat die tyd aanbreek. Vir my was dit wow gewees. Dit was vir my onbeskryflik gewees om te sien, kan ek dit so stel, God in aksie. Hoe die Here deurkom en hoe die Here 'n gebed beantwoord. Vir my was dit dit het my voete onder my uitgeslaan, dit het die wind uit my sy uitgeslaan, om dit vir jou, dit was soos 'n verrassing, en soos ek gesê het, dit is God in aksie. Jy aanskou dit, jy beleef dit, en jy's deel daarvan. En om nog verder te gaan, kan ek dit vir jou so beskryf. Dit is 'n oomblik wat so werklikheid is. So reg is. Maar dit voel ook of jy binne in 'n droom is. Dis al of jy jouself wil knyp en vir jou sê, word wakker, maar tog is dit 'n realiteit. Tog het die Here deurgekom. En ja, selfs in daai oggend het ons aangehou nog, daai aand kon ons nie slaap nie. Ons het ek sal sê ek kon die meeste van die tyd nie slaap nie. My gedagtes het bly hardloop. Daar was nie stopstrate en speedkops in my gedagtes nie. Die berge was soos 'n niks voor my nie. Ek kon elke heuwel uit hardloop met my gedagtes. Ek dink op die aftraan het ek afgegly, maar dis hoe ek daai aand gelê het en rondgerol het en met die Here gepraat het en so aan. My gedagtes het net bly hardloop. En vir my was dit, omdat ek die Pinkster groot gemaak is nie, en nou ewe skielik deel het aan die werking van die Heilige Gees, Jesus wat 'n regtige lewendige Jesus is, en God wat nou antwoord ook, en die Here wat ons nou so op so 'n manier seën. Hallo Lolly, goed en jy? En nou, terwyl ek hierso bid en nog met die Here praat in die oggend, lei my telefoon, ek het nooit die tyd opgehou nie, en die man sê vir my, luister, hy kom haal my gou. Ek sê nee, is reg, hy kom haal my, maar nou sê ek ook een van die mense, ek weet nie of ek met hom moet praat nie, ek weet nie of ek vir my, ek het hom gegroet, maar ek kan niks met hom praat nie, want ek weet nie wat om vir hom te sê nie, behalwe die woord van die Here en die kruis en die redding, en dit, so ek bly maar stil in die kar, my gedagtes hardloop met al die dankbaarheid, en my optrede was eintlik vir myself baie vreemd gewees, want ek kon glad nie,
ek sal nie sê ek was ongeskik nie, ek sal net sê ek was stil geweest, maar ek kon nie met die man eers praat oor sy werk nie, oor waar werk hy of wat hy. Daar was nie eers belangstelling, my hart was net by die Here, dankie Here en nogmals dankie. Ek was so vasgeklem gewees in die dankbaarheid teenoor die Here. En nou kom ons by die man se huis en ek sien die kar staan daarso. Ja, dit is hierdie Mazda 323, hierdie laser shapes, so karretjie, en hy staan buite in die straat. En die ouetjie sê vir my, okay, die kar is op sy ma se naam. En hy sê vir my, okay, daar is 'n paar goedjies, soos byvoorbeeld die handbriek het so 3 gadgets op, wat jy moet stel, hy het nommers op. So die nommers moet in volgorde wees, dan gaan hy die handbriek laat release. So daar is 'n paar goedjies wat hulle bygesit het, dat hulle dit moeilik maak dat hulle die kar steel. So hy wys gou vir my die tricks en goed. En toe nou klaar is, toe ry ek weg. Nou ja, julle kan glo, ek sal nie sê ek het gejaag huis toe. Ek glo nie ek het gejaag nie. Ek het net gevoel die pad is hopeloos baie te kort vir my. Dalk het ek vinnig gery, ek weet nie. Ek het nie spoed opgehou nie. My gedagtes het nog meer geborrel as wat dit geborrel het die vorige aand. Nou dat ek die kar in my besit het. Nou sê hy ook vir my, maar hy sal die papiere vir my bring en hy sal dit vir my gee. As hy nou weer na die man toe as hy nou weer na sy ma toe gaan, want sy ma bly blykbaar by een of ander dorp, maar ek kan solank die kar kry. So ja, dit was die plan gewees, en ja, vir ons, veral vir my, was dit iets wat onbeskryflik is, maar iets wat groot is. Iets wat God se realiteit nog meer aan myself geopenbaar het. Om te sien, alhoewel ek al reeds God se teenwoordigheid beleef het, al in die teenwoordigheid, dat ek die stem van die Here, waar die training was, waar Jesus self my getrein het vir 3 dae, deur sy gees, waar ek voor hy winkel gebid het, 'n afspraak elke dag met die Here gehad het, en nou nog hierdie, dit het my eintlik my verstand ver te bowe gegaan. Ek kan nie dink dat 'n mens so regtig geseënd kan wees in so 'n oomblik nie. En soos ek sê, dit is die werklikheid, maar die werklikheid voel soos 'n droom. Ja, ek weet nie om dit te veel te sê nie. En vir my was dit, wow, Here, Here, is dit regtig. En alhoewel ek agter die stuurwiel sit, verstaan. Here, jy het hierdie kar gegee. Wow. Is dit regtig? Kom die vraag weer. Verstaan, dis nou, ek probeer net myself vir julle wys op daai oomblik, hoe was die realiteit? My gedagtes was nie by my nie, en nog steeds, het die Here nou die kar gegee, maar nou vra ek die Here nog steeds, is dit regtig? Kyk, ek is net mens, ek ken nie hierdie dinge nie, en die eerste keer is, eerste keer wat dit in my lewe gebeur, dat ek so iets ontvang uit die hand van die Here uit, en so, ja, dit het regtig nie net my voet onder my uitgeslat nie, maar God se grootheid, sy magtigheid, sy heerlikheid, het 'n mens dit weer besef, is 'n realiteit, is 'n werklikheid. God self is 'n werklikheid, Jesus self is 'n werklikheid, sy gees is 'n werklikheid, alles is 'n lewendig, en dit is wat my lewe nog meer draai na die Here toe, oor dat ek sy
lewendigheid, as ek het, ek weet nie hoe om dit te stel nie, die lewendige God in my lewe ervaar, ek kan sien, baie mense sê, hulle kan die hand van die Here nie sien, ek kan sien wanneer ek probleme het, laat die Here probleme oplos, ek kan sien as ek sukkel met iets, laat die Here, nog voordat ek kan bid, dan die Here al klaar die probleme opgelos, ek kan dit aanskou, om 'n rede, dit deel is van my verhouding met die Here, en die Here vir my die openbarings alles sigbaar maak, laat ek dit kan aanskou met die oog, om dit so met julle te stel, maar kom ons gaan verder. Nou die kar is nog op die pad na, soos ek gesê het, hy is nog op sy ma se naam, en die kar is nog op die pad vir die volgende jaar, en ja, ek sê nee, dit is fyn, mense is net dankbaar, en ek klim in die kar, en daar ry ek weg. Baie opgewonde, en nou ry ek huis toe. Kom by die huis, blaas nog hoeter daar by die hek, om seker te maak die bure almal kan nou sien, jy het nou kar ingedraai hier by die huis, en vrou lief gaan ook uitkom, en as sy uitkom, nou ek sal die hekke oopmaak. Maar nou druk ek die hoeter, laat sy moet uit die huis uitkom, en ek klim uit, en ek maak die hekke oop, ek ry in, en toe ek nou ingetrek het, loop ek nou terug om die hek, hier kom almal uit, en so nou wat ons nou doen is, ons bid om die kar, ons salf hom, ons sê vir die Here dankie, en ons vra vir die hand van die Here om oor die voertuig te wees, en waar ons ook al beweeg, en dan vra ons ook vir die Here, dat hy die sorg sal dra, vir die voertuig, want, daar, van my kant af, is daar geen, manier van inkomste nie, daar's nie maniere van petrol nie, daar's nie maniere van bande vervang, en die klas van goed, en services doen, en die goed nie, nou bid ons, en ons vra vir die Here om die sorg te dra, en ons los die kar in die hand van die Here. Nou wat nou gebeur is, ek gebruik nou nie elke dag die kar, soos wat ek op die straat gaan. En wat nou gebeur is, die kar bly by die huis, en deur die dag gaan ek, in die oggende gaan ek nog steeds uit straat toe, en ek gaan bid vir die mense. Nou ja, daai dag het ons nog weer vir die Here dankie gesê, ons het daai aand dankie gaan sê, ons het die dae wat gekom het nog aanhoudend dankie gesê, tot vandag toe, seën die Here ons. Ja, okay, laat ek nou nie vir baie uitpraat nie, maar dit was ons eerste voertuig gewees, en nou nou begin ons ook nou aanbeweeg na die dag wat kom, en die volgende dag wat kom, en die week daarna wat kom, en wat nou gebeur is, en soos die 'n dag nou weer later kom, is ek besig op die straat, en ek is besig om te bid, en onthou, ek het vir julle vertel van Kersfees, die eerste keer het die Here hom vir my gestuur, waar hy my vertel het, hy het alles verloor, alles, sy huis afgebrand ook, en hy slaap in die veld, en toe het ek mos my handkas gaan leegmaak, en al my klere vir hom gegee, en vir die man, en toe sy nou daar weg, en nou ja, en toe die Here weer die man op my pad gestuur, toe sê hy vir my, hy het werk gekry, maar die mense betaal hom nie, en dit was die tweede keer gewees. Nou kom hy vir die derde keer, maar die Here bly hom terugstuur na my toe, vir een of ander rede, bly die Here hom terugstuur, ek sien nie God se plan nie, ek ken nie God se plan nie, al wat ek sien is, die man bly terugkom, en ek bevraagteken die Here glad nie. Nou wat nou gebeur is,
Christmas kom en hy vertel vir my, hy het nou die klere wat ek vir hom gegee het, ook verloor. Nou ja, as jy nou dit nou vir my gaan sê, dan gaan dit my nou krap hier binne my hart, want ek het nou al reeds my kas leeg gemaak, ek het dit vir jou gegee en nou het jy dit verloor. So somewhere, praat hy die waarheid of lieg hy? Ek sal nou nie weet nie, maar nou bid ek, en dan sê ek, Here, gee my die wysheid, gee my die kennis, gee my die insig. Ek wil nie vir die man kwaad word nie, maar wat moet ek doen? Die man sê, hy het nou tweede keer, onthou, dit was ook die man wat in die veld geslaap het, wat ek verlede week getuig het, waar die Here gesê het, hy het hom binne in sy hand, toe hy vir my gesê het, ek moet garage toe loop, toe dit gereën het, dat ek nie nat geword het nie. So het hy sy hand oor Kersfees, en wat in die veld slaap, so ja, en dit was daai aand gewees, wat dit die storm was, en nou is hy vir 'n derde keer hier by my, en nou weet ek nie wat om te doen nie. Nou moet ek totaal en al, die Engelse woord is rely, net op God leun, daar sy, dankie Here, en ek moet nou op God se wysheid leun, ek moet op sy goedheid, sy guns, sy genade leun, ek moet op die woord van die Here ag gee nou, en nou moet ek vra, Here, wat moet ek doen? Ek het nie om vir hom weet te gee nie, wat moet ek doen? Nou ja, en dis al of die Here vir my sê, dat ek vir Kersfees moet sê, hy moet die volgende, hy moet teen die einde van die dag, as dit nou nag word, moet hy saam met my huis toe gaan. So ek gaan, en dan gaan ek vir die kinders vra, hulle het 'n houthuisie daar agter, of hy nie in daai houthuisie kan slaap nie. Maar by die huis het ons nou 2 of 3 aande wat daar iemand is wat oor die muur spring en dan by die venster skrap. En ja, en ek het ook net gevoel, dit sal ook ons help met die sekuriteit, met sy teenwoordigheid ook, vir die mense wat nou pla, dat dit sal stop. En yes, so daar hy antwoord het nou antwoord, toe is Kersfees nou daar by my hek, want hy weet ons nou waar bly ek, en ek het met die kinders gepraat, en die kinders het toe vir my gesê, ja, is 'n goeie idee, dan kan hy sommer ook naweke wat hy nie werk nie, of dan kan hy vir ons in die tuin werk, of so, help gras sny, en help die tuin regmaak, en daai klas nog goed, en so, Kersfees was ook nie iemand gewees, wat vroeg gaan slaap het nie, wat gedoen het, wat gebeur het, hy het baie aande, het hy buite gesit, tot 11:00, 11:30 toe in die aande, maar as hy buite sit, baie keer het ek sommer uitgeloop uit die huis uit, en nadat ek aan Annetjie gebid het, dan gaan sit ek buite by hom, en ek vat die Bybel, ek deel die Bybel met hom, ek deel die woord met hom, en dan bid ons saam, so ja, so het hy ook baie aande buite gesit en met God gepraat, 'n verhouding met die Here begin ontwikkel. En ja, die mense wat gepla het, pla ook nou nie meer nie. So dit het ook nou gestop. So dit het toe gewerk, soos wat die Here gewys het, dat dit sal goed wees dat ons nou vir Kersfees sal hê, Kersfees daar sal hê. So ja, maar en nou elke aand wat ek vir Kersfees die Bybel lees, onthou, hy verstaan Afrikaans, maar hy verstaan Engels bietjie beter. Ek kan nie Khoza Zulu met hom praat nie, ek is Afrikaner, ek het nie Zulu gehad op skool of iets nie, so ek het nooit belangstelling gehad in 'n swart taal nie, so verskoon my as ek dit nou gesê het. Hallo Annelie, goed en jy?
En nou ewe skielik sit ek met hierdie Zulu man en ek praat met hom in Engels en ek bid vir hom en ek leer hom van die Here en nou is hy deel van ons huishouding. Julle gaan nou sien wat ek bedoel van ons huishouding. Ja, so en nou om 'n rede Kersfees nou by my en Annetjie kan ek sê hy's afhanklik van my en Annetjie. Onthou Annetjie se ma bly ook daarso en nou is Kersfees daarso en ek werk vir die Here en om 'n rede hy by ons bly. Is dit my verantwoordelikheid om vir hom kos te gee. Dis hoe ek gevoel het. Nou wat gebeur is, nou elke aand maak Annetjie kos, aande wat ons kos het, en dan deel ons tussen my en haar ma en Kersfees. En die kinders koop hulle eie kos. So ja, dit het gewerk. Nou God het 'n groter plan gehad. Onthou tot vandag toe. Is daar geen garantie van enige inkomstes. Ek is afhanklik van die Here totaal en al. Die kerk kan my nie dra nie, daar is niks nie en daai tyd het ek nie 'n gemeente gehad nie. Daar was nie. Ons het daar probeer by 'n kerk aan, maar dit het ook nie gewerk nie. So die Here het nou 'n plan om na my te kyk en na my Annetjie te kyk en na haar ma wat 77 jaar is. Sy is Bethlehem en nou het ek nog vir Kersfees ook. So ons is nou 4. En wat nou gebeur is, God het 'n plan, maar ek weet nie wat die plan is nie. Die Here stuur vir Kersfees en kyk nou mooi wat doen die Here. En al, jy weet, Annetjie se ma kry pensioen, maar haar pensioen was nie so groot nie. Maar haar pensioen moes haar pille dek en dit moes haar sy doeke gedra. So dit het die doeke goed betaal. So daar was nie regtig van haar kant af dat sy, maar ek het ook nie verwag dat sy ons moet help nie. So wat nou begin, daar was wat ons bitterlik swaar trek. Wat ons fisies op ons knie sak en vir die Here sê, Here, vanaand is daar niks nie. En dan het die Here vir ons plan gemaak. Nou wat nou gebeur is, God, luister nou wat ek vir jou sê, God gebruik hierdie Zulu man, hierdie Kersfees is sy naam. Hy gebruik hom om in die tuine te gaan werk elke dag. En voordat ek in die oggende die huis verlaat en voordat hy die yard verlaat, moet ek eers vir hom bid. En as ek vir hom gebid het, daai dag seën die Here hom met werk. En dis 'n dagloner. So hy werk in die tuine van die mense. So wat hy nou doen is, ek het gevoel soos Job, wat vir sy vriende bid. So ja, so nou bid ek vir Kersfees en ek bid die seëninge van die Here oor hom en laat hy werk sal kry maar my verwagting was nie dat hy vir my moet sorg nie. My verwagting was nie dat hy vir ons iets moet gee nie. Hy het dit gedoen uit sy eie uit. Sonder dat ek hom gevra het, sonder dat ek vir hom gesê het, het hy dit gedoen. So die Here het self dit op sy hart gelê. En elke keer het hy by die huis gekom, dan het hy vir ons 'n brood gebring, 6 eiers gebring en 'n 2 liter Coke. Yes, die Here het ons bederf met 'n Coke ook, selfs in die swaar dae. Ek kon ook saam Coke drink. Prys die Here daarvoor. Annetjie het baie keer die eiers gevat en sy meel daarmee gemeng en sy het verskillende goedjies gemaak. Sy was baie lief geweest vir bak en so ja, sy kom vir ons baie bak en ja,
Ja, Here. Dis sulke dae, Here, wat die mense nie weet nie. Hoe dit voel. As jy weet jy lewe uit elke aand uit die hand van die Here uit. Jy weet nie waar jou bord kos vandaan kom nie. Jy weet nie waar jou kos regtig vandaan gaan kom nie. En wie die Here op jou pad gaan stuur. Hier gebruik die Here 'n tuinier. Elke dag van my lewe. Hy moet uitgaan, hy moet gaan werk. Ek gaan op die straat, ek gaan bid vir mense op die straat, vertel hulle van Jesus. En ek lei hulle kruis toe. En dit is my job. En die Here sorg dat ons kan eet. Wow. Ja. Daar was nie 'n dag gewees wat die Here nie deurgekom het nie. Om net vir julle 'n idee te gee. Op die straat het ek met baie mense te doen, baie mans te doen ook dagloners. Dan sê hulle vir my, hulle sukkel om werk te kry. Hulle kry nie werk nie, daar is nie werk nie. Hulle kry. En elke dag het Kersfeeswerk. Ja, die Here het daai man gebruik om na ons te kyk. En daarom is hierdie getuienis so uitermate groot, want die Here het aanhoudend deurgekom. Na die karwe het die Here begin kyk na ons. Hy het gesien hoe swaar trek ons. Die Bybel sê, moenie op mense vertrou nie. Die Here het my geleer om op hom te vertrou. Selfs nog tot vandag toe nog. Ek vra niemand niks nie. Ek vertrou die Here. Die Here antwoord my, die Here voorsien my. As ek nou nog verder gaan getuig, dit is ook deel van hierdie getuienis. En nou het die Here hierdie man gestuur, en nou werk hy, en ek werk vir die Here, en ons kan eet elke aand. Ja, vandag is nou 2025, die jaar 2025. Hierdie het nou gebeur in 2008, en ja, Annetjie se ma se eerste oorlede, paar jaar daarna, en Annetjie is al dit tussen oorlede. So ja, en ek weet nie wat dit van Kersfees geword nie, ek het nie idee nie, maar op daai stadium, later toe die Here my geskuif het, toe wil hy nie saam nie, toe sê hy nee, hy wil agterbly. So dis kom ek nie weet nie. Maar die Here het hierdie man gebruik. En wat nou gebeur is, ek het begin voel, ek is Elia. Julle sal nie verstaan nie. Ek bedoel nie groot in myself nie, ek bedoel dit regtig nie, ek bedoel dit uit 'n mooi gesindheid, ek het gevoel soos Elia. As ek dit vir jou gesê het, as Kersfees by die hek ingeloop het, en ek weet daar is nie kos nie, en ek sien daai brood, en ek sien daai eiers, en ek sien daai 2 liter Coke, en het ek gevoel soos Elia wat die kraaie vir hom die kos gebring het, en hom gevoer het. En so die Here, ons het nie elke aand die man se geld geëet, of laat hy kos koop vir ons nie. Dit was net sekere tyd gewees wat die Here, 'n aand of 2, wat die Here dit gedoen het, maar die res van die week dan seën die Here hom. So hy het oral genoeg geld gehad, dit was nie aanhoudend gewees nie, maar die Here het hom gebruik. En die ander wat hy dit gedoen het, was die ander gewees wat ons nie kos gehad het, sonder dat hy geweet het. Ek het hom nie gesê nie, ek het hom ook nie gevra nie. Die Here God, wat almagtig is, het self dit in sy hart gepraat, self met hom dit gepraat. Ek nie nodig om na iemand toe te gaan nie, die Here lê dit het dit gelê in Kersfees hart, en die Here het hom gebruik, die Here het hom werk gegee, die Here het hom gehelp, en dit was sy manier van dankbaarheid, wat hy elke dag
vir ons ook kon gehelp het. So ons was baie dankbaar daaroor. Ja, so dis hoekom Kersfees deel geword het van my huishouding. Hy was deel van alles. Maak nie saak wat ons eet nie, maak nie saak, daar was vir hom opgeskep. As ons iets drink, kry hy ook. Hy was deel van ons huishouding. En die Here se werklikheid en sy seëninge was op ons en is nog steeds op ons. Die Here het ons, en selfs nog vandag nog, die Here seën my nog elke dag. En soos ek gesê het, die mense op die straat ek was verwonderd gewees, Here, hoe kan hierdie manne sê hulle sukkel, maar u seën vir Kersfees. Maar Kersfees was in die wil van God, hy was in lyn met God se woord. Die Here het so ver gegaan, dat die Here vir my 'n Zulu Bybel gestuur het, om vir Kersfees te gee. Laat ek dit vir hom kon gegee het en vir hom gesê, daar is jou Bybel. Yes, en Kersfees is baie aande, hy saam met my, het ons buitekant gesit. Ek sit baie keer buitekant, val 8uur, 9uur in die aand, dan kyk ek na die bome, kyk na alles, en dan maak ek die naam van die Here groot, en hierso het die Here ook vir Kersfees gebruik, en ons het saam die Here geloof, geprys, geëer, verheerlik, en dit was net lekker om saam met hom, die Here te kan dien in die aand. En as ek daar klaar is, en ek het saam met Annetjie gedoen, dan sy na haar ma versorg en goed, sy het my so 1/2 uur gegee, of so 'n bietjie tyd met, laat ek net saam met Kersfees ook die Here kan dien. So ja, en dit het die vuur in hom warm gemaak. Om net 'n idee te gee, Kersfees het so ver gegaan, dat hy vir my gaan kyk het, waar kan ek preek? Hy het my gaan afsprake maak. Daar was 2 of 3 keer wat hy dit gedoen het. Wat ek by die kerk moet gaan preek. Dis 'n swart gemeentes, en by daai kerk moet gaan preek, en daai kerk moet gaan preek. En dan sit hy langs met my, heel voor, en dan sê hy vir die pastoor moet nou agter gaan sit, want ons sit heel voor. So ja, ja, prys die Here. Hy het baie reëlings gemaak. En ek het nie baie keer saam met hom gestem nie, maar ek het maar verdra terwille van die liefde van die Jesus. En dit was net amazing, die gesindheid wat hy gehad. En as hy my afspraak gereël het, dan sê hy vir my begin van die week al. En dan moet ek van netjie sê, hoor, ons gaan nie Sondag kerk toe nie. So ek moet saam met Kersfees gaan. Dan moet ek saam met hom loop. En dan hy maak die tyd wat hoe laat ons loop, en hy weet ons gaan loop. O ja, nee, ons het nou die kar gekry. En nou loop ons nie, ekskuus man. Daar was een oggend gewees, een oggend wat ons geloop het. Dus kom ek gedink het aan geloop. Vir een of ander rede het ek geloop die oggend. Ek kan nie nou dink waar het was die rede, maar wat ek moes gaan preek het by 'n gemeente nie. Maar ons het die kar gehad. Dink Annetjie is met die kar na kerk toe, en op jou toe sê ek, nee, ek en hy sal loop. Ek dink dis wat daar gebeur het. But anyway, maak nie saak nie, maar hy het die afsprake gemaak. Maar hy was ouerig. As ek sê ouerig, was hy hierso by sy 45 jaar oud. Ja, en so die Here hom gebruik. So ja, dit was die 3de keer wat die Here hom in my pad gestuur, en hy het 'n hele paar maande by my gebly. Voordat die Here my geskuif het uit die area uit. Heel van daai kant van Boksburg af, dis tussen Boksburg en Vosloorus, Germiston, oor terug Kempton toe. En voordat die Here my die kant toe kom, maar Kersfees wil nie saamkom nie, omdat dit sy area is. So ja, mense, ek gaan net tot hier toe getuig. Ek wil net vir julle sê, die Here is so awesome. So 'n werklikheid.
Ek kan net getuig van sy goedheid en sy genade en hoe werklik hy vir mense is en hoe graag wil hy deel wees van 'n mens se lewe. So, mense, ons musiek het vasgehak in die eerste 2-3 songs wat ek vanaand vroeg gespeel het. Ek het in die middel van die songs het ek sommer gestop. Ek gaan nou try om hierdie liedjie te speel. Daarna gaan ek net vir die Here sê dankie en dan gaan ek afsluit en so. Kom ek gaan hom try hierdie liedjie speel, dan kyk ons wat doen die rekenaar nou. So ja. Ja, soos ek sê, my getuienis is groot. En hierdie dek nie eers dink 5 of 6 maande van my getuienis nie. En dit was in die eerste jaar gewees. So ja, dis hoekom ek nie meer boeke skryf nie, dis hoekom ek het maar nou begin nou 'n live uitsaai, maar ek sit dit ook op YouTube. Ja, ekskuus mense, hy help nog steeds. Ek vra om verskoning daarvoor. So wat ons nou gaan doen, ek gaan net 'n gebed sit en dan gaan ek vir julle good night sê. Ek kan hoor hierdie klein, dit klink of hy reg is, maar ek hoor op die speaker hy is uit. Dis nie die internet nie, dit is my rekenaar. So ja, verskoon my rekenaar vanaand. So, Here Abba Vader, ek kan net vanaand na U toe kom. Deur U seun Jesus, waar die weg is, die waarheid is, die lewe is, die lig is. En Here, baie dankie vir Jesus. Here wat al my sondes op hom geneem het aan die kruis, gesterf het, opgestaan uit die dood uit, opgevaar het na U toe, sodat ons die Heilige Gees kan kry. Here Vader, dankie vanaand, dat ek weer eens kon getuig het van U goedheid, U guns, U genade, U barmhartigheid en U liefde. Here, laat U verheerlik kan word in hierdie oomblik. Here, laat ek dit met my broers en susters kon deel, hoe ek gevoel het in daai oomblik en hoe ons aanbeweeg het en selfs hoe ek Kersfees gebruik het. Here Vader, Here, ek wil net vanaand sê dankie dat ek dit kan doen tot eer van U heilige naam. Here Vader, ek wil vanaand vra, hierdie getuienis wat uitgegaan het, Here, seën elkeen wat dit gehoor het. Geef hulle 'n nuwe moed, Here. Geef hulle 'n nuwe hoop. Geef hulle 'n nuwe krag, Here. Here, laat mense wat gedaan is, weer moed skep, Here. Here, as U vir my kan deurkom, Here, weet ek, U kan vir enige een deurkom. Here, U kan enige gebed beantwoord. Here, help mense om 'n werklike verhouding met U te hê. Here, laat hulle nader na U hart toe kom. Laat hulle die hart van die Vader beleef en voel. En Here, laat hulle voel wat binne in U hart aan is. Here, wys vir hulle hoe lief U hulle het. Here, U het dit so deur en deur al bewys aan my. Here, en dis my gebed vanaand. Here, vir my broers en susters. Here, en help hulle met hulle stryd, Here. Here, daar waar dit lyk of dit moeilik is, Here, ek weet, dit maak nie saak hoe moeilik die omstandighede. God maak 'n plan, want U kan, U wil en U sal, Here, want U is 'n God vir ons. Here, wat vir 'n mens onmoontlik is, vir U moontlik. En Here, daarom bid ek, Here, vir 'n goddelike aanraking. Daarom bid ek dat die Heilige Gees sal neerdal. Daarom bid ek, Here, dat U die mens sal antwoord, dat hulle deurbrake sal kry, antwoorde sal kry. Here, dat hulle die hart van God sal najaag en een met die hart van Jesus sal wees, die lewendige Jesus wat uit die dood uit opstaan, dat hulle die lewendige Jesus in hulle lewe sal soek en wil wees van hulle lewe in Jesus naam. Here, seën ons vanaand verder. Geef vir elkeen 'n rustige aand, Here. Here, trek net elkeen nader aan U. Here, wys net vir almal hoe lief U hulle het, Here. Laat hulle net die werklikheid van U liefde weer eens beleef, Here. In Jesus naam, in die naam van Jesus Christus, the Son of the living God.
Here Vader, asseblief ek vra dit vanaand tot eer van U heilige naam. U wat die God is van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah Here, Jahweh, onze Vader, die almagtige God, deur die krag van die Heilige Gees. Dankie Here. Amen. Mense, julle moet 'n geseënde, mooi, wonderlike aand hê. Wees geseënd, wees gegroet. En onthou môre aand, dit is nou vakansiedag, maar moet nou nie ons het nog ons uitsending. Ons gaan die Here loof en prys môre aand om 7:00. So tot dan, wees geseënd, wees gegroet. Bye bye julle. Geniet die aand verder.